Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom stil word met die wete, U is hier teenwoordig. Heer, en wanneer ons voor U kom, dan wil ons erken dat wat ons is, wat ons het, kom alles uit U hand. Here, U is die een wat ons maak wat ons is. En daarom kom erken ons ook ons afhanklikheid vanoggend in U. Here, dat ons vanoggend saam is genade. Dis U wat dit moontlik gemaak het. En daarvoor kom maak ons U naam groot. Here, en soos ons uitsien in die volgende 4 weke na oploop tot Kersfees, aan die koms wat ons saam gaan vier, kom ons en ons kom besing U naam. Here, want ons besef die liefde wat U vir ons kom bewys het in die Seun Jesus Christus. Wil U gee dat ons vanoggend U sal raak sien in die woord. Sal ontdek dat U saam met ons is. Dat U vir ons hoop gee. Ten spyte van dit wat ons baie keer hoor en beleef in die wêreld. Here, mag ons U woord vir ons vasmaak as die waarheid. As dit waarop ons lewe kan bou elke dag. Here, en dan kom ons, terwyl ons dankbaar is, het ons ook die behoefte om hulle aan U op te dra wat vanoggend dalk nie hier kan wees nie. Wat deur een of ander uitdaging gaan. Here, hulle wat dalk op die pad is, op pad na geliefdes toe om tyd saam te spandeer in die tyd. Hulle wat weggebreek het om te gaan rus. Here, U ken elkeen se omstandighede. Ons vra dat U ook met hulle sal wees, dat U sal beskerm, bewaar, sal bemoedig, sal opbou, sal kom herstel waar nodig is. Here, dat ons ook kan weet dat wanneer ons leef ons nie uit onsself nie, maar ons leef vanuit U, wat vir ons lewe moontlik maak, deur U oorgawe, deur die oorvloed wat U vir ons het. Dankie dat ons dit vanoggend kan bid en kan weet, Here, hierdie woorde gaan nie by U verby nie. U neem dit op. U hoor dit en sal ook gehoor gee daaraan. Ons vertrou dat U ook vir ons daarin sal voorsien. In U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 15 vers 7 tot 13. U is welkom oop te maak. Romeine 15 vers 7 tot 13. Dis nou as mens 'n regterhand het, dan kan jy op 'n knoppie druk, wanneer jy vergeet om die kerk aan te steek. Goed, ons lees saam Romeine 5. Nie Romeine 5, Romeine 15. Kom ons lees dit saam. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God deur sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan, daarom sal ek U loof voor die nasies, en tot eer van U naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies, saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer, op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees tot sover. Ek dink ek gaan die mikrofoon in my hand hou, dan kan ek duideliker praat.
Geliefdes, wanneer ons Romeine 15 lees, die gedeelte, hierdie paar verse wat ons nou saam gelees het, dan kom hierdie teks en dit kom roep ons op om bewus te word, kennis te dra van een van die grootste gawes wat God vir ons as sy kinders gegee het. En daardie gawe is die van hoop. Hoop wat 'n werklikheid is en sy ontstaan te danke het aan die volheid van wie Christus is. Christus is die een wat vir ons hierdie hoop kom gee en ook die volheid daarvan. Paulus kom skryf aan gelowiges in Rome wat in 'n plek van verdeeldheid was. Jode en nie Jode, sterk en swak, party van hulle goed gevestig, ander nie, wat nog nie hulle voete so goed gevind het nie. Hy herinner hulle dat hulle almal deur dieselfde Christus aangeneem is. En wanneer mens aangeneem is, dan word jy deel van 'n groter geheel. Hierdie aanneming moet dankbaar aanvaar word. Maar dit moet ook 'n lewe van hoop laat voortkom. En daarom ons tema vanoggend, dankbaar vir die hoop in Christus. Want ons hoop lê nie maar net sommer in dit of in dat nie, dit lê in Christus. Hy is die een, die oorsprong van ons hoop. En wanneer ons dan kyk na vers 7, dan word daar gepraat oor aangeneem. Vers 7 sê, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek en jy is aangeneem deur Christus. Ons staan gelyk voor God deur Christus. Ons moet mekaar aanvaar soos Christus ons aanvaar het. Maar ons kry dit altyd so lekker reg nie. Christus was die een wat ons eers aanvaar het. Ons het hom nie eers aanvaar nie, maar hy ons. Hy het nie gewag dat ons lewe op die perfekte tyd reg is, ons omstandighede ideaal is, voordat hy gesê het, nou aanvaar ek jou nie. Hy het ons onvoorwaardelik aanvaar. Hy het nie eers gekom en gesê, kom ek kyk 'n bietjie na jou lewe en hy evalueer dit, ja, jy is goed genoeg, ek aanvaar jou nie. Hy het ons in sy genade kom omhels, kom intrek, toe ons nog sondig was, gebroken. Toe ons sonder hoop was, het hy gesê, ek aanvaar jou. En wanneer ons dit besef, wanneer ons verstaan dat ons kom eintlik net na die Here toe soos ons is. Ons hoef nie voor te gee nie, of ons hoef nie eers iewers te kom in my lewe nie. Dan kan ons nie anders as om te sê, Christus word dan ons bron van dankbaarheid. Want ons kan net reageer met dankbaarheid, omdat hy ons onvoorwaardelik aanvaar. En hierdie dankbaarheid is nie net omdat God ons gevind het nie, maar ook dat ons vir God gevind het. Al twee kante toe. Ons het iewers God leer ken en gesê, ek wil sy kind wees. Geliefdes, wanneer ek en jy besef hoe diep Christus se aanvaarding strek, word dit vir ons moontlik om dieselfde genade waarmee God ons aanvaar, ook te gaan uitleef teenoor ander. Om te gaan sê, ek kan ook 'n bietjie genade aan jou bewys, aan jou gee. Dan begin ons mekaar raak te sien, soos God ons raak sien. Nie met 'n vooroordeel, maar met 'n stuk genade. Dankbaarheid in ons lewe, en dankbaarheid in Christus word duidelik, wanneer ons so lewe, dat gesien kan word die manier, hoe ons met mekaar omgaan. Wanneer ons lewe daarvan getuig, dat ons aanvaar is, dat ons deel word van wie Christus is, deel word van wat hy is in sy essensie, as Here. Maar as ons verder gaan, en ek het gesien vanoggend, jammer die swart raak weg, daar staan hoop vir almal. Wanneer ons kyk na verse 8 tot 12, dan hoor ons hierdie hoop is nie uitgesonder nie, maar dit is 'n hoop
wat vir almal daar is. Dis nie 'n hoop wat net vir 'n spesifieke groepie uitgekiesdes gegee word en gesê word, net julle het toegang daartoe nie. Dis vir almal. Paulus wys dat Jesus se koms nie 'n beperkte belofte is nie. Dit het nie vaste grense en dit kan nie daar uitbeweeg nie. Hy kom sê Christus het gekom om God se beloftes aan Israel te bevestig, maar ook sodat die nasies saam kan juig. Ons sien in ons teksgedeelte hoe word daar 4 Ou-testamentiese gedeeltes aangehaal. Uit die wet, uit die profete en ook uit die psalms. En dan kan ons vanoggend vir mekaar die vraag vra, wat sou die punt hiervan wees dat 4 Ou-testamentiese gedeeltes hier deur Paulus aangehaal word om sy punt te maak dat die hoop vir almal daar is. En dan is dit om te sê God se plan het nog altyd almal wêreldwyd ingesluit. Niemand het buite God se plan gestaan nie. Almal was ingesluit. Christus bring 'n hoop wat die grense van volk, taal, kultuur, ouderdom, geskiedenis kom oorsteek. Die grense wat ons baie keer kom stel, kom God deur Christus en sê, ons steek daar die grens oor, want my hoop is nie tot dit beperk nie. My hoop gaan verder as dit. En wanneer ons dan dankbaar is vir die hoop in Christus, dan sluit dit 3 dinge in. En dit is, ek is deel van iets groter as my klein wêreld. En hoeveel keer, jammer, wil ons nie ons wêreld opblaas en groot maak, sodat die ander nie eens welkom is in ons wêreld nie. As ek uit die dankbaarheid vir die hoop in God lewe, dan besef ek is deel van iets groters. Die tweede gedeelte wat deel is en ingesluit word, is God se genade is groter as ek self. En dit is iets waaroor ons as gelowiges sukkel om ons koppe om te kry, as ons praat oor God se genade. Want elke keer as ons dink, ons het God se genade, ons verstaan iets van sy genade, dan kom ons agter, ek verstaan het nog steeds nie. Dit is groter as wat ek nou by is. En die derde wat ingesluit word is, ek behoort aan 'n wêreldwye familie van hoopdraers. As die hoop dan vir almal daar is, dan is ons nou deel van 'n baie groter geheel. En ek is deel daarvan. En dit moet ons nou iets in my wakker maak en vir my sê, ek kan bly wees, ek kan vol vreugde wees. Ek kan hierdie hoop elke dag gaan leef, want ek leef nie alleen met hierdie hoop nie, ek leef ook saam met ander met hierdie hoop. Want Christus gee dit vir ons, maak dit vir ons moontlik. Vers 13, ons laaste vers sluit af, en dan word ons bewus van God wat ons vul met sy hoop. En ek wou uiteindelik vanoggend geïllustreer het, maar ek gaan jou uitnou om dit in jou gedagtegang in te dink. Vers 13 sê, maar God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Nou as ek nou vanoggend 'n pieringie of 'n bak, nie 'n pieringie, dan het Annetjie met my geraas, want die piering sou dan ook moeilikheid gemaak het, 'n bak gehad het, wat deurskynend was met 'n glas en 'n beker vol water, en ek het begin gooi, en ek het aangehou gooi, dan sou my glas een of ander tyd begin oorloop het. En as die beker se water nie ophou en ek hou aangooi, sal die glas uit oorloop, en die bak gaan vol word. En dit is hoe ek wil hê ons moet vanoggend dink oor God wat vir ons 'n bron is van hoop. God is die bron van hoop. Nie ons omstandighede nie, nie my en jou prestasies nie, nie ons emosies nie. Hoop is nie iets wat ons opwerk nie, dit is iets wat God in ons uitstort. God kom en hy hou daai beker vas en hy sê, ek maak jou vol. Ek is een wat daai hoop vir jou gee. Hy stort dit in ons in.
En ons word so vol van God se hoop, dat ons nie anders te kan as om oor te loop daarvan nie. En dan gaan deel ons daardie hoop met ander. Maar hy vul ons ook met blydskap en met vrede. Wanneer God se hoop in my hart woon, 'n vasdra plek in my hart gekry het, dan verander ons hele menswees van binne af. Blydskap maak ons dankbaar. Vrede maak ons standvastig, maak ons rustig. Ons sien nie net dit wat verkeerd loop nie, maar ons sien wie is die een wat regeer in ons lewe. Dit is 'n ander ingesteldheid. Daar gaan dinge wees in my lewe wat dalk nie loop soos ek wil hê dit moet loop nie. Dit gaan verkeerd gaan. Maar dan sien ek nie die verkeerde raak nie. Ek sien God bly in beheer. Hy is die een wat my lewe regeer. Hy is die een wat my lei op die lewenspad. En hoe gee God deur Christus vir ons die hoop? Deur sy Heilige Gees. En die Heilige Gees help ons dat hierdie hoop wat in ons is, oorvloei. Hierdie hoop is nie net genoeg vir my self nie. Dit word genoeg vir almal wat saam met my lewe. Wanneer ek daai oorvloei toelaat om uit te kom en te deel met ander. Dit word 'n oorvloed in my lewe as 'n getuienis. So ek ook nie meer kan stil bly nie. Ek gaan gesels. Ek gaan praat. Hoop word sigbaar in jou lewe, jou woorde, jou optrede, jou verhoudings. Kan julle julleself indink dat wanneer ons toelaat dat die Here ons deur sy Heilige Gees kom laat oorvloei met sy hoop, en ons begin dit uit te kring van onsself af, na die met wie ons in aanraking kom, kan julle dink wat so hoop daar nog vir ons is, in ons land en in die wêreld. Dus ons het ook baie keer bietjie skie, om te praat van die hoop wat daar in Christus is nie. Geliefdes, hoop word aansteeklik. En ons is aan Adventtyd, 'n tyd van afwagting vir die koms van Jesus. En ons het die vooroggend en vir die volgende paar sonde die adventskrans en die blou kers wat brand verteenwoordig hoop. En daardie hoop wat ons in Christus gekry het en met mekaar deel elke dag. Ons hoef nie te wonder daaroor nie. Dit is alreeds vir ons gegee. Maar dit bring my by ons laaste punt, dankbaarheid as 'n reaksie op God se hoop. Ons kan vanoggend weer opnuut hoor, ons hoop is in Christus, en is mooi om te hoor, en dit gaan dalk 'n dag of twee by ons vassteek, maar dan is die vraag, hoe reageer ons daarop? Hoe word ek bewus van die hoop elke dag van my lewe? En die antwoord is dankbaarheid. 'n predikant het eendag vir my gesê, toe ek in die laerskool was, wanneer jy bid, moet jy dalk eers begin om neer te skryf waarvoor kan jy dankie sê, voordat jy begin vra wat jy nodig het, of wat jy dalk dink jy nodig het. Dankbaarheid moet 'n deel word van ons menswees. Wanneer ons hierdie gedeelte vanoggend saam gelees het, dan hoor ons, sien ons hoe dankbaarheid natuurlik vloei uit wat Christus vir ons gedoen het. Dankbaar dat hy ons aangeneem het. Ons is nie meer wees nie, ons is nie meer verlore nie. Ons is God se kinders deur Christus, soos aangeneem. Ons is dankbaar vir sy genade vir almal. Die genade wat waar is vir my, is nie net vir my waar nie, dit is ook vir een langs my, voor my, agter my. Die een wat my pad nog gaan kruis in die toekoms. Dit is ook vir daardie persone waar. So ek is dankbaar vir sy genade. Dankbaar dat God self ons bron van hoop is. 'n bron van hoop. En 'n bron kan nie gekeer word nie. 'n bron hou net aan, opborrel,
oorloop. Daar's altyd genoeg. Daarvoor is ons dankbaar. Dankbaar dat die Gees hierdie hoop laat oorloop in ons lewens. Dat die Heilige Gees die konstante is wat elke dag weer hoop ingooi in ons lewe in. Sodat ons die oorvloed daarvan mag beleef en ervaar. Geliefdes, ons dankbaarheid is nie net 'n emosie nie, wat maar kom en gaan, soos die lewe, ons met alles wat ons beleef en raak sien, daarvan net 'n uitvloeisel is nie. Dit is 'n reaksie op God se werk in ons lewe. Dit is ons hart wat sê, Here, omdat U my gevul het met hoop, wil ek leef soos iemand wat hoop dra. Vanoggend hoor ons dit, Christus is vir ons die hoop. Hy is vir ons die bron daarvan. Die Heilige Gees stort dit in ons lewe in, dat ons kan oorloop. Maar ek wil hê jy moet daar bly nie. Ek wil hê, my lewe moet wees soos iemand wat hoop gaan dra, gaan oordra, gaan deel. Dis nie net vir my nie, dis ook vir almal anderste. Wanneer ons besef dat ons in Christus hoop het, wat nie net sommer kan wankel nie. 'n Hoop wat nie wegval wanneer die wêreld donker word nie. 'n Hoop wat nie afhanklik is van ons omstandighede nie. 'n Hoop wat gegrond is in God wat nooit verander nie. Dan word ons uitgenooi. Mag ons dankbaar leef, dankbaar lief hê en dankbaar hoop op elke dag in Christus. Want Christus is vir ons hoop vandag, môre en tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil vanoggend graag die dankbaarheid prakties in die diens maak. En ek wil jou nooi, as jy vrymoedigheid het, is jy welkom. Ek het net nou gesê, daar's 4 punte en ek in hierdie 4 punte gaan ons 4 kersse in die glashouers wees, wat ek vir ons nou gaan aansteek. Gedeelde dankbaarheid wat ons vanoggend met mekaar het. Ek herhaal dit weer vir ons. Dankbaar dat hy ons aangeneem het. Dankbaar dat sy genade vir almal is. Dankbaar dat God self ons bron van hoop is. Dankbaar dat die Gees hierdie hoop laat oorloop in ons lewe. Soos ek hierdie 4 kersse aansteek, dan is dit klaar tekenend van ons dankbaarheid met hierdie 4 waarhede. Maar julle gaan sien dat hier is tea light candles rondom die kraans. En ek wil jou nooi, as daar iets is waarvoor jy dankbaar is vanoggend, dat jy op jou eie tyd, ons gaan so 'n rukkie daarvoor gee, op jou eie tyd een van die kersies kom vat en dit kom aansteek. En terwyl jy hom aansteek, dan kan jy kortliks vir die Here sê, dit is waarvoor ek vanoggend kom dankie sê. En hier is nog 'n paar bekkers vir agter, so as daar nie genoeg kersies hier voor is, sal ons nog kersies gee. Maar ek gee jou geleentheid, wanneer jy reg is, en jy die behoefte in jou hart, om te kom dankie sê vir iets, dan kan jy 'n kersie kom aansteek. Julle is welkom. Geliefdes, dis 'n stil oomblik by die kers wat jy aansteek. Ek gaan jou nie dwing om te praat vir die hele gemeente nie.
So jy kan rustig aansteek en neersit en dan gee ons mekaar so kans.
As daar nog iemand is julle welkom. Anders is julle welkom na die diens. As julle uitstap, kan julle ook kom aansteek nog. Ek sal, as ons klaar afgesluit het, 'n foto kom neem. Dis iets besonders om hier voor te staan en al die vlammetjies te sien brand. En ek dink dis wat ons vandag kon getuig. Ons kan dankbaar wees. Ons is meer as 3/4 jaar in, ons is al pad einde van die jaar toe. Daar's baie dinge wat ons dalk oor onseker was die jaar. Dinge waarvoor ons gevra het, die Here was getrou, het geantwoord. Daar's dinge waarvoor ons nou vra en ons hou vas aan die hoop, die Here hoor ons gebed. Maar ons kyk dankbaar met ons lewe daarop. So julle is welkom, as daar nog iemand is wat wil aansteek, anders is julle ook na die tyd welkom. Reg? Goed, kom ons sluit saam af met 'n gebed en dan gaan ons verder. Here, wanneer ons vanoggend stil word en ons laat vanoggend soos Romeine 15 gedeelte in ons koppe maal. Here, ons hoor van dankbaarheid, ons hoor van hoop. Ons hoor van Christus wat die middelpunt daarvan is. Here, dan staan ons eintlik verstom. Here, vanoggend is die vlammetjies wat brand voor die kansel en 'n vlam laat dink ons so baie aan lewe. En ons wil vir U vra dat U hierdie hoop in ons hart brandend sal hou en dat ons dit sal gaan uitleef met dankbaarheid elke dag. Here, dankie dat ons vanoggend op hierdie manier met mekaar kan deel in die hoop. Kan deel in die dankie sê vir wie U is in ons lewe. Here, ons kan vanoggend werklik vir 'n klomp dinge dankie sê. En vanoggend weet U ons elkeen se gedagtes as ons so in gebed stel is. U weet waarin ons dink, waarvan ons dankie is of dankbaar is. Waarvan ons wil dankie sê. Here, U weet waarmee worstel ons op die oomblik. Maar dankie dat ons nie alleen worstel nie, maar dat ons saam met U daarmee kan worstel. Here, maar mag dit waar wees so vandag en die week wat voorlê en ook verder, Here, dat ons sal weet dat die hoop staan vas, want U is ons bron van hoop. Here, en mag ons dankbaarheid elke dag 'n teken wees daarvan. Dat ons dit met mekaar sal deel en net vir onsself sal hou nie. Dankie vir U liefde en die genade. Wat ons weet, Here, ons verdien dit nie, maar U het vir ons gegee deur die Seun Jesus Christus. En ons deel in die oorvloed daarvan. Omdat U dit so bestem het. Ons sê vir U dankie. Amen.